Goeiemôre. Ek is Pastor Nikkie Besuidnout en dit is vir my 'n voorreg om weer eens vandag met julle te kan praat oor hierdie wonderlike boodskap wat ek en jy moet weet terwyl ons op ons pad is hemel toe. En dis wat ek vanmôre met u wil deel, of vandag met u wil deel. Ek dink is 'n baie belangrike waarheid in elke Christen se lewe, veral as ons 'n jong Christen is wat nog onervare is in die dinge van die woord en dinge van die Here. Dan ek wil begin deur hierdie skrifgedeelte vir u te lees uit die Psalms, Psalm 94 vers 19, hoor wat sê die psalmdigter. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroosting in my. As my gedagtes my aanval en ek probleme het, dan verkoop die vertroostinge van die Here se woord, verkoop my. En ek dink dis waar ek vandag met u oor wil gesels. Die vraag wat ek wil vra is die volgende vraag. Wat gebeur as ek as 'n Christen partykeer nog struikel en sonde doen? Wat gebeur? En kinders van die Here, kom ons net 'n bietjie na 'n paar dinge kyk in die woord wat vir ons net gaan help om hierdie vraag te beantwoord. Die Johannes skryf in sy sendbrief iets wat baie Christene se hart met ontsteltenis vul, en dan in sy sendbrief iets wat die Christene met ontsteltenis vul en hulle hoop op die saligheid soos 'n koekie laat opkrummel en dan laat kom twyfel soos 'n Goliat voor hulle staan. En dit is hierdie skrifgedeelte, jy lees dit in sy sendbrief in 1 Johannes, die 3de hoofstuk vers 6, en hier lees ek dit nou vir jou. Elkeen wat in hom, in Jesus Christus bly, sondig nie. Elkeen wat sonde doen, het hom nie gesien en hom nie geken nie. Dan sê vers 9, en elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Nou hier praat hy van iets wonderlik. Hy sê dat elke Christen, as ons dit net so kyk, dan lees ons, dat as jy bely dat jy Jesus Christus aangeneem het as jou saligmaker, dan kan jy nooit in jou lewe weer sonde doen nie. En wanneer jy dan struikel en iets verkeerd doen, dan vul dit jou hart met benouing en onmiddellik kom die gedagtes vermenigvuldig hier binnekant en dan sê dit vir jou, jy het gefaal, jy is nie meer op pad hemel toe nie, jy gaan dit nie maak nie, jy is verlore, want kyk wat het jy nou net gedoen, jy het nou net 'n sonde gepleeg en 'n verkeerde ding gedoen, wat nie pas by die lewe van 'n Christen nie. En kom ek net vir u net so 'n bietjie terugvat. Die apostel Petrus skryf hierdie mooi woorde in 2 Petrus 2 vers 4. En 'n paar teksvers, hy sê, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Mag genade vir jou vermenigvuldig word en kennis vermenigvuldig word, vrede vermenigvuldig word deur die kennis van God en van Jesus Christus. Dan gaan hy verder, hy sê, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien, wat tot die lewe van elke dag, die krag wat jy nodig het om elke dag as 'n Christen mee te lewe, en die godsvrug wat hy hiervan praat is die lewe van 'n Christen, om vrug te dra wat by die bekering pas. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien, weer eens deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word aan deelgenote kan word aan die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Kyk, die hele wêreld het tot 'n sondeval gekom in Adam, hier in Genesis lees ons dit. In Romeine 3 vers 23 sê dit almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En wanneer jy tot 'n bekering kom, wanneer jy jou hart en jou lewe aan Jesus Christus oorgee, dan kom daar 'n verandering in jou binneste wat plaasvind. Jy kry die gees van God kom woon in jou hart en jy kry 'n goddelike natuur. Jy word deelgenoot van 'n goddelike natuur wat nou in jou lewe tot stand kom. En dan begin jy soos 'n Christen te lewe. Nou, hierdie skrifgedeelte het baie mense met benouing gevul,
want op die oog lyk dit nou, soos ek vroeër gesê het, dit lyk op die oog daarop, asof jy verkeerde ding gedoen het, is jy verlore, Ikabod, jy gaan dit nie maak hemel toe nie, dit is verby. Dis nie wat hier so staan. Jy sien ons gedagtes val ons verskriklik af, veral as ons die kennis van die geseënde woord van die Here het. Ons moet hierdie woord in ons hart kry. Die psalmdigter sê, ek het u woord in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig nie. Kry die woord in jou hart, lees die woord, kry hierdie woord in jou gees, bestudeer hierdie woord, en dan gaan jy kennis kry. En wanneer ek sonde doen, dan val die vyand my so aan, en dis wat die skrifgedeelte wat ek vroeër vir jou gelees het, kom ek lees dit weer, toe ek begin het, in Psalm 94 vers 19, as my gedagtes binne in my vermenigvuldig, al hierdie gedagtes my aanval, omdat ek 'n verkeerde ding gedoen het, dan verkoop die vertroostinge, die kennis van die woord, verkoop die vertroostinge van die woord my, dan word ek verkoop deur die kennis van die woord, dan vind ek veiligheid in die skrifte, want die woord van die Here is die waarheid. God bemoedig ons, dis die psalmdigter sê in plek, hy sê, u woord is 'n lig vir my voet, en dis 'n lamp vir my pad. Hy roep in die plek uit, hy sê, u woord is die lig, en die lig het in my hart ingeskyn, en dit my duisternis laat opklaar. Nou, kind van die Here, geagte jong mens, Christen wat die Here lief het, dit is nie so dat as jy sonde gedoen het, nadat jy jou hart en jou lewe aan Jesus gegee het, en jy doen iets verkeerd, dat jy nou skielik verlore is, en jy gaan hel toe, en dis nie wat die woord sê nie. Onthou die laaste paar aanbiedinge wat ek vir jou geleer het uit die woord uit, is dat God sê, niemand kan jou uit my hand uitdruk nie, hy waarborg vir jou ewige saligheid. En God kan nie lieg nie. Hy sê, ek hou jou vas tot in die ewigheid, en hou hy jou vas. My eerste gedagte wat ek met u gedeel het, is hoe sterk is God se greep op my lewe. Gaan kyk na die eerste produksie. Maar hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 8 oor hierdie saak. Hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei dit onsself. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar nou skryf Johannes verder, 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Hy sê, my kinders, God sê vir ons, my kinders, ek skryf vir julle hierdie dinge, dat julle nie moet sondig nie. Dit is God se primêre wil, dat niemand moet sonde doen nie, maar God weet, dit is nie moontlik. Die psalmdigter sê, God is gedagtig daaraan dat ons stof is. Nou hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sonde doen nie, maar as iemand gesondig het, dis ek en jy, as ons gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, en hierdie voorspraak is Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Wow! Hy is 'n versoening, want die Bybel sê vir ons, en veral as jy die boek Hebreërs gaan lees en dit bestudeer, Jesus Christus in sy hemelvaart aan die regterhand van die troon van God gaan sit, in 'n posisie van mag en heerlikheid en gesag en autoriteit. En God het hom 'n naam gegee wat bo alle name is, en ons Here Jesus is nou ons, hy sê in sy woord, hy is ons ewige hoëpriester, wat vir ons aanhoudend intree by die Vader. So lief het hy vir jou. Nou, om hierdie vraag te beantwoord, wat Johannes hiervan geskryf het, dat as iemand gesondig het, dan dan behoort hy nie aan die Here nie, dis nie wat hier so staan nie. Om hierdie skrif te verduidelik, moet ons kyk wat die manuskripte, die oorspronklike Nuwe Testament geskryf, wanneer dit geskryf is, nou die kommentare gee baie lig hierso op, en die geleerdes en die deskundiges wat die skrifte ken, en die Grieks en die tale van die Bybel ken, sê dit vir ons baie mooi uit. Met ander woorde, wat Johannes die apostel sê, hy wat aan Jesus bly, hy wat Jesus Christus aangeneem het as sy saligmaker, spreek van 'n nuwe eienaar wat in jou hart ingetrek het. Voor jou bekering het jou hart en jou lewe aan die duiwel behoort. Nou dat jy Jesus aangeneem het, het Jesus ingekom met sy kosbare Heilige Gees, hy het die duiwel en sy bose geeste uitgeskop, en nou woon die Heilige Gees hier so binne in jou, en hy het sy permanente woning daar gemaak. Lees Johannes 14 vers 23, waar die Here Jesus self verklaar, en hy sê, ek en die Vader, ons sal na jou toe kom, en ons sal by jou 'n woning maak. Waar maak hy die woning? Hier in jou hart, in jou gees. En nou is 1 Korintiërs 6 vers 19, jou hart is 'n tempel van God,
of dit is 'n werkswinkel van die duiwel. Wow. Met ander woorde, jou hart is 'n tempel van God. Wanneer die Gees van God ingetrek het, is jou hart 'n tempel van God. En nou sê die woord, dat hy wat Jesus Christus as persoon aangeneem het, 'n verlosser en saligmaker, is hy saligmaker, dat so 'n persoon sondig nie meer aanhoudend nie. Hoor wat ek sê. Dat as jy Jesus Christus aangeneem het, verander jou hele mens. Jy word 'n deelgenoot aan die goddelike natuur. Jou denke het verander oor as jy na die lewe kyk. En die Bybel sê jy rig nou jou lewe in volgens die beginsels van die Nuwe Testament. En Matteus 3 vers 8 sê eintlik, dra dan nou die vrugte wat by die bekering pas. As jy sê jy is 'n Christen, dan dra jy die vrugte wat by die bekering pas. As 'n liedjie wat ons jare terug in die kerk gesing het, the sins I used to do, I do them no more. Jy sien daar 'n verandering gekom. Jy lewe nie meer elke dag om 'n verkeerde, gesondige lewe te lewe in 'n gewoonte van vloek en skel, lieg en bedrieg en vuil vulgêre gedagtes te dink en vuil grappe te vertel en te skinder en kwaad te praat van mense en te steel en sulke ongoddelike dinge te doen. Jy lewe nie meer so nie. Jou lewe het radikaal verander. Nou lewe jy elke dag met 'n lewe wat gefokus is op die pad hemel toe. Ek wandel nou hand in hand met die Here. As 'n liedjie wat sê, it's a new day, it's a new day, it's a new day of the Lord. It's a day of joy and gladness. It's a day of victories won. It's a day of walking hand in hand with Jesus Christ, God's Son. Dit is die lewe wat hier van gepraat word. Jy is 'n Christen en jy lewe elke dag. So jy lewe nie meer elke dag deur aanhoudend sonde te doen nie. Jou lewe het verander, jy het 'n nuwe mens geword. En as jy wel struikel en sonde doen, sal die Heilige Gees hier binne in jou, wat hier binne in jou woon, hy gaan vir jou onmiddellik laat voel, jy het nou iets verkeerd gedoen. En kinders van die Here, Johannes 16 vers 8 sê dat die Heilige Gees woon permanent binne in jou. Nou sê die woord in 1 Johannes 2 vers 1 en 2 dat ons het hierdie voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Hy is ons hoëpriester en hy is ons parakletos. Dis eintlik wat voorspraak beteken. Hy is soos 'n advokaat wat aan jou regterhand staan, wat jou die hele tyd beskerm en jou help, en hy gaan jou help tot jy in die hemel kom. Daai verkeerde ding wat jy gedoen het, jy gaan dit bely en om verskoning vra, en jy gaan aan en jy hou aan om die Here te dien. Niemand kan jou uit God se hand uitdruk nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê hierdie woord, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. God die ewige groot God wat ons dien. Wanneer jy tot bekering kom en jy lees hierdie woord, dan saai hy die woord van die Here, die onverganklike saad word in jou hart gesaai. En hierdie saad dra vrug, dit gaan groei. En dit na jou bekering is die onkruid nog verseker dan. Ek kyk na die plaasboer, as hy vir die lande omgeploeg het, en dan kom en hy saai saad in die grond, en hy gaan die môreoggend opstaan as daar 'n oes, dit gaan tyd vat. Die saad begin ontkiem en dan begin dit te groei en dan word dit al hoe groter en groter, word meer en meer en meer. Net so die woord, as jy die woord lees en jy kry die woord in jou hart, dan begin dit te groei en jy hou vas aan die woord, jy bepeins die woord aanhoudend, dan word dit groter en dit verdring nader aan die onkruid heeltemal uit jou lewe uit. En die mooi gedagte wat jy eintlik hier sien, is in Galasiërs 5 vers 16 tot 22, waar die apostel Paulus dit so mooi beskryf. Hy praat van jou gees en jou vlees wat teenoor mekaar staan. Hy sê jy kan nie doen wat jy wil nie, want onthou wanneer jy gered word, is jou gees gered, jou liggaam, jy is nog op die aarde, jy het nog die vlekkies gekry en weg te vlieg hemel toe nie. Jy is nog hier op die aarde, jy moet nou, en jou liggaam is aardsgebonde, die sintuie van jou liggaam is jou sien, jou gehoor, jou smaak, jou reuk, jou gevoel, daai 5 sintuie van jou is die laboratorium waarmee jy alles in hierdie wêreld weet en leer wat in hierdie wêreld is. En dit is aardsgebonde. Paulus kom in Galasiërs 5 vers 16 tot 22 en sê dat jou gees en jou vlees staan teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Jou gees mens is gewederbaar. Jy is nou 'n natuurlike, jy is nou 'n Christen
wat die goddelike natuur in jou het, en jy wil vir die Here lewe elke dag, maar jy die stryd aanhoudend met die vlees, wat die verkeerde ding neig na die verkeerde kant toe. Soos twee stoeiers wat teenoor mekaar staan, en aanhoudend stoei hulle met mekaar. En die vraag is nou, wie gaan die wenner wees? Outomaties, die een wie jy die meeste kos gaan gee. Die een wie ek die meeste voed, as ek aanhoudend kerk toe gaan, en ek lees die woord van die Here, en ek meng met gesalfde kinders van die Here, meng met ander Christene, lees die woord, bepeins die woord van die Here, dan gaan jy sien dat jy word geestelik ryper en sterker in die Here. Ek het tot bekering kom met een van my jong vriende saam met my wat tot bekering gekom het, gesê, hy sukkel so in sy geestelike lewe. Ek het net gepraat en hy het gesê, okay, wat hy nou gaan doen, hy gaan elke môre 'n uur vroeër opstaan en hy gaan bid voordat sy dag begin. Ek sê, gaan doen dit. En hy het na 'n hele ruk teruggekom, paar dae, hy sê, wow, hy sê, dit verander my hele lewe, dit is so. Jy sien, wanneer jy die geesmens voed, deur die gebed en die Bybel lees, getroedienste toe te gaan, na geestelike musiek te luister, en vir die Here Jesus te lewe, skoon my, in opregtheid en met mense te meng wat saam met jou die Here dien, dan word jou gees die sterker, dat as jy in 'n sterker posisie om die versoekings te weerstaan wat aan jou kant toe kom, en die seksuele begeertes en die vleeslike dinge daar in die wêreld, en die verkeerde dinge, kan jy vir hulle sê, nee, in die naam van Jesus weerstaan ek jou. Dis alles deel van die goddelike natuur wat die Bybel vir ons van leer. En dit wat ek nou van praat, op die geestelike mens te voed, is heiligmaking. Dis wanneer jy vir jou lewe aan die Here toewy, elke dag. En soos wat die saad van die woord in jou hart groei, word jy 'n sterker Christen. Johannes konkludeer deur te sê, 1 Johannes 3 vers 8, hy wat die sonde doen, hy maak 'n opsomming. Hy sê die een wat die sonde doen, en wat aanhoudend sonde doen, en wat weier om hulle te bekeer, en wat Jesus Christus nie aanneem en nie in hom glo nie, is uit die duiwel. Hulle hart is 'n tempel van die duiwel, en die duiwel, want die hele wêreld lê in die mag van die bose een, en hulle behoort aan die bose een. Johannes 8 vers 44 sê, want die duiwel sondig van die begin af, maar vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, sê die woord van 1 Johannes, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Die blye boodskap is dit, kind van die Here. Christen, jong mens, die blye boodskap is dit, dat die evangelie van Jesus Christus is so duidelik, dat geen sonde wat om ons is in hierdie wêreld, kan ons ooit verhinder om 'n bloedgewaste kind van die Here te wees en om hemel toe te gaan nie. En daarom is daar so 'n sterk bewoording in die Bybel. In Johannes 1 vers 7. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, God se Seun, Jesus Christus, reinig ons van alle sonde. En dit beteken in die Grieks dat die bloed van Jesus Christus reinig ons aanhoudend van alle sonde. Aanhoudend. Soos wat jy jou oog duisende kere per dag knip, sonder dat jy dit agterkom, en elke keer as jy oog oopgaan, maak dit jou oog skoon. So reinig die bloed van Jesus jou aanhoudend, sonder dat jy dit eers agterkom. Judas 1 vers 24-25, ek sluit af, ek lees dit weer vir jou. Aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit en krag en mag nou tot in alle ewigheid. Wow. Hoor ons weer 'n keer, Romeine 8 vers 38-39. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Nou nog 1 Tessalonisense 5 vers 23-24. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. Hy gaan jou heilig maak, nie jy nie. Hy gaan jou heilig maak. En mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle geroep het is getrou. Hy sal dit ook doen. Geniet jou lewe as 'n Christen. En as die gedagtes vermenigvuldig,
lees die woord. En soos wat jy die woord lees, gaan die verkwikkinge van die woord jou vertroos in die Here. Mag God jou seën, staan vas, dien die Here en volhard tot volgende keer. Totsiens. Bye bye.